Goeiedag en weer eens baie welkom by nog 'n uitgawe van die HNP Inligtingdiens video's wat ons van tyd tot tyd uitstuur. Ek is Henk van der Graaf, die redakteur van die Afrikaner. Lekker om weer vandag hierso in die huis van ons leier te wees, meneer Fritz van Graan, die leier van die HNP. Goeiedag Fritz. Dankie Henk, dis heerlik om julle hier te hê en ek's bly jy kan ons bietjie ondersteun. Ja, ons het nou teen die tyd wat ons natuurlik hierdie video uitstuur, het daar al heelwat gebeur. Ons gaan 'n bietjie hoofsaaklik gesels oor die besoek van die Suid-Afrikaanse afvaardiging in Washington in die Withuis. Die bedelarij afvaardiging wat hulle daarso gehad het. Ek dink die wêreld weet nou al grootliks wat is die feite van wat alles die dag daar gebeur het. Ek dink ons kan maar net 'n bietjie kyk na wat is die invloed vir die toekoms van Suid-Afrika. Een van die dinge wat my wel onmiddellik opgeval het, is dat baie duidelik was president Trump van Amerika baie goed voorbereid. Hy was nie net goed voorbereid op die feite van Suid-Afrika nie. Ek dink hy was ook goed voorbereid op die Suid-Afrikaanse president se sielkunde. Net so. Ek dink sy inligtingdiens het vir hom goeie werk gedoen. Om dan te sê, maar Ramaphosa het hierdie soort persoonlikheid en Ramaphosa was baie geadviseer hier van Suid-Afrika se kant af oor hoe moet hy optree, hoe moet hy die gesprek lei. Dit moet gaan oor die ekonomie, dit moet gaan oor handel, ons wil weer met mekaar besigheid doen. Kwaadlik bedek het hy nou maar weer typiese Afrika manier sy handjie opgehou, ons wil 'n bietjie geld hê. So dit was 'n bedelarij, interessant. Al die mense wat hy aan die woord gestel het saam met hom gebedel. Anton Rupert, of Jan Rupert het gebedel, Ernie Els het gebedel, John Steenhuisen het gebedel. Mr. President, we need you, ons het jou goed nodig. Ek meen, ons kan niks self doen nie, ons moet iemand kry om dit vir ons te doen. Ek dink dit op sigself het ons die Suid-Afrikaanse afvaardiging in 'n powerrede gestel. Dis waar, jy kon eintlik die ongemaklikheid sien van die mense en die wat hulle nou uitgesoek het. John Steenhuisen was nou daar en die man het Johan Rupert is daar en dit was interessant dat die mense betrokke is. Wat nou vir my interessant was dat Ramaphosa was ongemaklik veral toe die video's begin speel het. Ja, kyk, in die begin het hy nou, jy weet, sy praatjie gehad en ons maar altyd daai glimlag van hom. Ja. Maar kyk, toe Trump nou sê, sit 'n bietjie die ligte, doof die ligte, en sit daai ding aan. Hy het nie geweet, Ramaphosa het nie geweet wat gaan kom nie. En toe kon jy sien, daai glimlag het net so weggeraak en hy het hierso so aan sy neus begin rondskuif. Dit was bitter ongemaklik. Nou ja, hy het toe nou die bal vir Steenhuisen probeer gooi, dat Steenhuisen nou maar daai kastydings uit die vuur het moet haal. En Steenhuisen het sy bes gedoen om vir Trump te sê, maar daai is 'n minderheidsgroep, dis 'n klomp randeiers. En Trump het hom sommer dadelik teruggekap en gesê, maar hulle trek dan stadions vol, dis nie randeiers wat dit doen. Presies, ja, die mens kan dit sien. En dis 'n derde grootste party gewees met die vorige verkiesing. Ja. So die boosheid wat daar uitgekom het, kan 'n mens nie goed praat nie. Jy kan doen wat jy wil en sê, en veral as jy in die regering van die land sit, kan jy mos nie jou skouers optrek as sulke goed. As ek en jy sulke goed begin sê, wat gaan vir ons word? Ja. Jy weet, dis net buite die kwessie, mens kan dit nie aanvaar nie. Wat vir my baie interessant was, die video's, dis nou van Julius Malema se video wat ons praat, wat so drasties was, maar nou in die nadienste op die wêreldpers, die liberales natuurlik, speel net deeltjies van daai ding. En ek het nou die aand 'n video gesien waar die ou, toe die mense vasvat, toe speel hy weer die hele video. Toe kom die waarheid uit, jy sien daai mense wat aan die ander kant sit, die liberaliste en die beheer van die radiostasies en TV-stasies, is so ongemaklik, hulle weet nie wat om te sê. Ja, ek dink wat interessant is, kyk, hierdie ding was nie net na Suid-Afrika uitgesaai nie, was na die hele wêreld uitgesaai. Dis waar, ja. En ek het gesien publikasies in Amerika, ook publikasies in Australië, Nieu-Seeland, selfs in Europa, wat baie krities uitgekom het daarso. Baie van die publikasies noem Ramaphosa reguit 'n sosialistiese president. Ja. Hulle sien dwars deur daai ding. Nou praat jy so van die media. Ek het nou weer 'n video gesien waar hierdie Whoopi Goldberg, ja, waar sy nou 'n onderhoud met iemand gedoen het.
En die ou ook gesê het, maar ja, jy wil nou nie die video speel nie, maar kom ek wys jou, en hy haal sy tablet uit, en hy speel die goed, wat hy nog verder gedoen het. Hy het toe iets wat Trump nie gedoen het nie, het hy op 'n video daar gehad, waar Ramaphosa gesê het, die grond moet nou herverdeel word teen 'n nulkoers. Hy het nog verder gegaan om te speel dit wat Ramaphosa gesê het. Nou ja, Whoopi Goldberg was ook amper bleek as sy kon. En toe het sy maar net gesê, we'll be back after this. Die gesprek was geëindig geweest. So, die oomblik as jy met die regte feite kom, is daar nie teenargumente. Hulle is doodstil, hulle kan nie, want daai man, ek weet nie wie hy is nie, maar hy het hulle baie sarkasties behandel. Ek het ook goed gekyk na die video, waar hy het nog 'n deel gespeel vir, juist daar wat jy nou sê, Ramaphosa sê, ons moet ons land terugvat. En die kolonialiste hoort nie hier nie. Baie duidelik, helder standpunt, die land is hulle land. En ons weet mos nou wat die waarheid is. Hulle het geen geskiedenis opgeteken nie. Ons geskiedenis is volledig opgeteken, as jy nou Dr. Jackie Basson se boek gaan lees. Presies hoe ons die land dele oor mak gemaak het, waar daar nie mense was nie, en dele gekoop het. So, dis toen bog wat hy verkondig daar. Ja. Maar goed, Trump was voorbereid geweest, en Trump het hom waarskynlik nie dat hy praatjies laat afskrik nie. Wat wel interessant is dat net voor die gesprek, en dit blyk nou, net voor die gesprek met Trump, ek dink was die minister van Handel hierso, het toen nou al voorleggings gemaak, dat mense wat van die buiteland af wil belê, dalk nie aan die baie streng BEE vereistes hoef te voldoen nie. Nou dit is natuurlik 'n manier om vir Elon Musk te probeer inkry met sy wat is dit, Starlink, né? Ja, Starlink, IT firma. Ja, en interessant, Johan Rupert het ook na die ding verwys. Hy het vir Musk gesê, ons het jou goed nodig. Nou Rupert besit baie van die elektroniese maatskappye in Suid-Afrika. En die vermoede is dat hy dit probeer kry, sodat hy die agent vir Musk kan word, dat hy nog 'n bietjie meer geld kan hê. Want tussentyd het daar nou geweldige terugvoer daaroor gekom, dat daar is nou 'n geweldige kritiek vanuit die swart geleerdere teen die ANC, omdat hulle hierdie toegewings wil maak. Hulle sê maar, hulle kan dit nie doen nie. En ek dink Ramaphosa sit nou in 'n baie moeilike situasie. Aan die een kant het Trump vir hom gewys, jy kan nie maak wat jy wil nie, ons weet wat gaan aan. Ja, is reg. Hulle het nou vir Julius Malema op die kant gesit, probeer maak dat dit 'n randfiguur is. Die naweek net daarna, toe sing hy weer Kiel de Farmer. Ja, daar in die Bloemfontein, nee. Ja, daar in die Noord-Vrystaat, Koppies. By die Noord-Vrystaat, ja. Maar Ramaphosa durf nie nou meer ooit dink aan 'n koalisie met die EFF en die MK nie. Want dan sit sy turf behoorlik. En dit sou 'n geleentheid kon bied, as jy die politieke wil het, en die politieke ruggraat het, vir byvoorbeeld die DA en die EFF, die Vryheidsfront Plus, om te sê, nou maar goed, hulle besef nou, Ramaphosa kan nie sonder hulle in hierdie koalisieregering bly voortbestaan. Hulle sit nou eintlik in 'n posisie dat hulle sou die vereistes kon stel om deel te bly daarvan, anders val Ramaphosa se hele regering in plat. Ja, hulle kan nou wag op hom. Dan gaan dit gebeur. Ja, dit sal interessant wees, om mens moet uitkyk daarvoor. Maar wat vir my die interessante is, dat hy hierdie wet op onteiening so absoluut teenstaan. Weet jy, dis bog, want daarmee, hy het tot die wet onderteken, nee, dis nou nog net die instruksies wat moet volledig. Maar dit wakker die swarte so aan. Man, hulle het tot my plot. Hulle het 14 gebouwe daar op my plot gebou. As jy mos nie binne 48 uur afsit nie, dan sit so, jy is nog nie onteien nie, maar jy is eintlik uitgeboer daar. Jy is uitgeboer deur besittings, waar aan niks gedoen word nie. Dis die punt. En hulle wakker die spul nou aan deur hierdie dinge. Al gaan hy wet nou nie vinnig deurgaan nie. Ek weet van my bure daar, wat dieselfde, hulle moet net keer, hulle bly gelukkig daar. Ek kom nie elke dag daar nie, so ek kan nie binne 48 uur optree. Maar dis elendig. Die onteieningswet is een van die elendigstes wat daar is. Ja, en daai onteieningswet is nou nog nie eens in werking. Nee. En wat nou skrikwekkend is dat die DA-minister wat die onteieningswet nou eintlik moet in werking stel,
begin hom nou goed praat. Ja. En hy sê, ja, nulvergoeding is ook 'n vorm van vergoeding. Wat is die verskil tussen steel, waarvoor jy niks kry nie, in 'n nulvergoeding waarvoor jy ook niks kry nie? Wat is die verskil? Dis glad, dis bog daai man weet nie waarvan ek praat as hy so doen nie. Nou wat interessant is nog, Ramaphosa se verweer, hierdie moorde per dag. Jy weet, nou sê hy, ja, daar's moorde op almal die swart is, maar as daar 75 moorde per dag is, kyk, Trump het natuurlik nie tyd gehad om hom op alles vas te vat nie. Hy het op die belangrikste, het hy, wat vir my goed is. Maar as hoekom hy nie hom aangevat het oor te sê, maar doen iets aan die moorde. As dit dan onder die swartes ook so is, doen iets, stop hulle. Nou kyk, in daai hele gesprek is daar ook 'n paar goed wat nie gesê is nie. Trump het nie op die BEE vereistes regtig klem gelê nie. Ek dink die tyd was weer teen hom. Ek dink wat wel belangrik is die goed wat Ramaphosa nie gesê het nie. Toe Trump vir hom vra, maar hoekom is Malema nie gearresteer nie, het hy tjoep stil gebly. En oor 'n klomp ander goed, as hy gekonfronteer was, het hy liewste doodstil gebly daaroor. En dan kom hy huis toe en dan sy vol bravade hierso, en dan sê hy, dit was 'n goeie gesprek, dit was positief, opbouend geweest, en die soort van goed. En dan het jy nou linkse media, ek was verstom geweest, laat byvoorbeeld Netwerk 24 'n berig geplaas het, waar hulle gesê het, 6 vals aantuigings van Trump. En dan gaan jy daai 6 vals aantuigings deur, dan kom jy eintlik agter dat 5 van daai 6 aantuigings wat vals is van Netwerk 24, nie van Trump nie. Ek kan dit glo. En dit is die soort van goed wat ons gevoer word. Nou sê jy hoop dat ons 'n onafhanklike media het, wat tog 'n bietjie die oë oopgaan en na die goed kyk. En nou is daar regtig altyd 'n liberale joernalis of so, wat probeer om die goed te praat. Dit moenie so erg wees nie. Kyk, laat ek maar so sê, ou Trump het die wêreld gedraai. Dit moet ons erken. Die wêreldpolitiek en die wêreldekonomie. En dit kan 'n mens voor dankbaar wees. Nie dat 'n ou sê hy is die beste man op aarde nie, maar ek dink hy het die wêreld lekker omgekeer en ek hou daarvan. Dat mense tot hulle sinne kom en begin verstaan dat hierdie regering is 'n swart kommunistiese regering. Dis niks anders nie. En hy sal daarby hou. En ons moet nie twyfel daar nie. So ek glo, as mens kyk na die toegewinkies wat hy gegee het vir hierdie elektroniese maatskappye, is dit weer net, ons weet mos maar die man nou nie by sy woord. So ons kan maar net verwag dit gaan nie gebeur. Nee, en ek ben in dieselfde dag wat die besoek was die begroting ter tafel gelê. En nou was daar hofsaake gewees oor 'n 0,5% BTW koers. En nou skielik sit ons met 'n wesenlike brandstofheffing van 18%, want daar was 'n koolstofheffing van 3% wat verlede maand al ingestel is. So ons betaal in werklikheid 18 sent meer. So, maar daar word nie gesnoei aan die staatsuitgawes nie. Maar ek en jy moet bly betaal. As jy kyk wat daai mense se salarisse is dit net belaglik. Die land gaan in duie stop, ekonomies. Daar's nie twyfel daarvan nie. En Trump gaan dit nie help keer nie. Nee. Hy is te veel van 'n sankeman. Ja. So, maar die arme blankes in die land word net as kolonialiste beskou en ons is niks. Nou sê die mense wat loop is lafaards. Hulle loop om te oorleef. Maar baie van ons gaan hier bly en ons gaan maar die geveg veg. Ons moet net besef dat miskien 'n slotopmerking waarmee mense kon afsluit. Ons moet net bedag daarop wees. Dat die rassespanning in Suid-Afrika was, ek wil amper sê, ons geskiedenis nog nie op so 'n mespunt soos wat dit nou is nie. En soos die spreekwoord sê, olie en water meng nie. Jy kan nie die blanke ras meng met die ander. Nou ja, ek dink daar gaan nog baie gesê word in die toekoms. Die gesprek met Trump het plaasgevind. Ek dink die gesprek oor Trump is nog lank nie verby nie. Daar gaan waarskynlik nog heel wat meer wees. Ons sal sien in die toekoms wat gaan gebeur. Ek dink Ramaphosa gaan homself nou maar eers 'n bietjie vergewis wat in sy eie land moet aangaan. Hy weet nou nie van die wit kruise nie. So daar sal nou maar nog iets daar gedoen moet word. Maar Fritz, ek dink ons gaan 'n volgende keer weer verder daaroor moet gesels. Dankie. Baie dankie aan Fritz van Graan, die leier van die ANP. En dan die man daar agter die kontroles, hy word nooit gesien nie, maar ook na Butterman genoem. En dis Johan Wiesner wat alles tegnies vir ons versorg. Baie dankie, die ANP inligtingsdiens. Groet u tot 'n volgende keer.